Baie welkom liewe vriende vandag by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Op hierdie mooi dag kan ek en jy stil word in die teenwoordigheid van die Here om voor hom te buig in aanbidding en saam na sy woord te luister. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons sluit vandag af met ons reeks Leef Anders. En vandag staan ons stil by deel 6. Leef anders met vaste hoop. Ons skriflesing is Hebreërs 6, vers 18 tot 22. Ons wat ons toevlug geneem het, kan kragtige bemoediging ontvang, omdat ons vashou aan die hoop wat voor ons lê. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n vaste anker van die siel. Ons het saam deur hierdie reeks Leef Anders gereis. Ons het geleer dat Jesus ons roep om anders te leef in hierdie wêreld. Nie omdat ons onsself wil verbeter nie, maar omdat Jesus Christus ons verander het. Vandag sluit ons die reeks af met 'n waarheid wat elke Christen nodig het. 'n Christen leef anders, omdat hy 'n hoop het wat nie wankel nie. Die wêreld se hoop hang af van omstandighede. As dinge goed gaan, is mense hoopvol. As probleme kom, verdwyn die hoop. Maar die Bybel leer ons dat die Christen se hoop nie op die wêreld gebou is nie. Ons hoop is gefestig in Jesus Christus, wat leef en regeer. Vandag staan ons stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Ons hoop rus op God se beloftes. Hebreërs sê dat God se beloftes vas en seker is. Hy kan nie lieg nie en hy verander nooit nie. Dit beteken ons hoop is nie gebaseer op hoe ons vandag voel nie. Dit is ook nie gebaseer op hoe die ekonomie lyk, wat in die wêreld gebeur, of hoe swaar die lewe raak nie. Ons hoop staan vas, omdat God se woord vas staan. Wanneer God beloof dat hy sy kinders nooit sal verlaat nie, is dit waar. Wanneer hy beloof dat niks ons van sy liefde kan skei nie, is dit waar. Wanneer hy beloof dat Christus weer sal kom, is dit verseker so. Daarom leef die Christen anders. Ons raak nie moedeloos wanneer moeilike tye kom nie, want ons weet God hou sy woord. Die tweede punt. Ons hoop het 'n naam, en daardie persoon se naam is Jesus Christus. Hebreërs sê, hierdie hoop gaan die heiligdom binne waar Jesus reeds vir ons ingegaan het. Ons hoop is dus nie bloot 'n wens dat alles eendag beter sal wees nie. Ons hoop is 'n persoon. Jesus het aan die kruis vir ons sondes betaal. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader en hy tree vir sy kinders in. Omdat Jesus leef, het ons hoop. Wanneer skuld ons aankla, wys ons na Christus. Wanneer die dood ons bang maak, kyk ons na Christus. Wanneer die toekoms onseker lyk, vertrou ons op Christus. Die wêreld vra, wat gaan môre gebeur? Die Christen antwoord, ek weet nie alles wat môre gaan gebeur nie, maar ek weet wie môre in sy hand hou. Die derde punt. Leef elke dag uit hierdie vaste hoop. Hebreërs beskryf hierdie hoop as 'n veilige en 'n vaste anker van die siel. 'n Anker keer nie dat die storms kom nie. Dit keer dat die skip wegdryf. Ook in ons lewe sal daar storms wees. Daar sal teleurstellings, siekte, pyn en onsekerheid wees. Maar wanneer ons hoop in Christus geanker is, dryf ons nie weg van God nie. Dit is presies wat ons deur hierdie hele reeks geleer het. Ons leef anders. Ons praat anders. Ons dien anders. Ons vergewe anders. Ons het lief anders.
En ons hou aan hoop, want selfs wanneer die wêreld alle hoop verloor, kan ek en jy voortgaan. Nie omdat ons sterk is nie, maar omdat ons Verlosser getrou is. Ons sluit hierdie reeks af met een eenvoudige vraag. Waar is jou anker? As jou hoop op mense, geld, sukses of jou eie vermoëns rus, sal dit vroeër of later wankel. Maar as jou hoop in Jesus Christus geanker is, het jy 'n hoop wat nooit sal beskaam nie. Leef daarom anders. Leef met geloof. Leef in gehoorsaamheid. En leef elke dag met 'n hoop wat nie wankel nie. Want Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en Hemelse Vader vir hierdie wonderlike reeks wat ons uit U woord kon ontvang het. Laat die Heilige Gees elke boodskap in ons lewens en harte bekragtig, dat ons U kan verheerlik en U kan gehoorsaam. Vergewe al ons sondes, voorsien vir ons in alles om van te lewe, en lei, behoed en bewaar ons ook in hierdie mooi dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.